Ek gaan julle vanoggend vat na Markus 4 toe asseblief. En Markus 4 gaan oor die gelykenis van die saaier. En ek vertrou dat die Here vir jou op 'n nuwe manier dinge gaan oopbreek. En daar sekere van hierdie dinge wat vir my net verder oopgaan. En dis wat ek vanoggend wil doen, is ek wil met julle deel hier uit. En Markus 4, die gelykenis van die saaier, is vir elke Christen een van daardie gelykenisse wat ons nodig het om te verstaan. Ek gaan nou daarmee aangaan. Vader, in Jesus naam dank ek U dat U die een is wat ons verlig en ons oë oopmaak om te sien en te verstaan. En my gebed is dat U vanoggend deur U Gees net vir ons begin wysheid en insig gee wanneer ek vanoggend deel uit U woord uit. En ek dank U daarvoor dat U vir my help, Heilige Gees. Ek dank U vir die salwing in Jesus naam. Amen. Ek wil hê julle moet vir my 'n belydenis maak. Ons maak 'n belydenis. Sê, Vader, my ore is oop om te hoor. Vandag hoor ek in die naam van Jesus. Today I'm hearing. My heart and my ears are open. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Nou, wanneer ons gaan na die gelykenis van die saaier toe, en ek het nou gedink, daar was 'n spesifieke deel, een van die, hoe kan ek sê, gronde, waarvan die woord praat, waar daarop gesaai word, of die landerye, wat jy dit ook al wil noem, wat hy, ek wou eintlik daaroor gepraat het, maar toe ek begin met my voorbereiding, toe besef ek gaan 'n bietjie weier gaan, en dit gaan 'n bietjie verder gaan, want ek voel daar's sekere dinge wat vir my baie belangrik is, wat ons nodig het om te verstaan. So, wanneer ons gaan na die gelykenis van die saaier toe, is daar een ding wat jy kan gaan opmerk, en dit is die woord hoor, to hear, om te hoor. Ek dink in hierdie gelykenis, waar hy praat van eers is dit die saaier, en dan gaan hy verder gelykenis van die lamp en so aan, is daar 10 plekke, 10 keer wat genoem word hoor. So dit gaan in die heel eerste plek oor die manier wat ek hoor. En ek is die een wat op die einde van die dag bepaal hoe wil ek hoor. Ek is die een, ek en jy is die een wat hoor. Dis ons wat luister. En dit is verskyn, as ek dink nou aan Openbaring wat sê, hy wat die Gees van die Here, hy sê hoor, ons moet luister, as die Gees van die Here met ons praat. So dis belangrik om te verstaan dat ek moet hoor. Nou die onderwerp van die gelykenis is die woord. En dis wat dit miskien een van my favorite gelykenisse maak, is die feit dat dit gaan oor die woord. Dit gaan oor die woord wat gesaai word, die woord, en dan gaan dit, en hoe om die woord te gebruik, om 100voudige vrug in ons lewens te produseer. Johannes hoofstuk 15 praat van, dat die Here wil hê, dit is, ek wil net vir julle een versie daar so lees, in Johannes 15, wat hy sê, is eintlik 6, ek is nou by 16, 15,
Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Sê ek is uitgekies. Ek is uitverkies. Het gaan nou nie oor die uitverkiesing nie. Dit gaan oor 'n disipel van Jesus, om hom te volg. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. En dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit sal gee. Met ander woorde, die Here het ons gekies en ons aangestel om vrug te dra. So, dis een van daai dinge, hy verwag vrug in ons lewens. En dis vir my en vir jou belangrik om te verstaan. So, 'n bron van vrug dra is sy woord. En dis waarom dit belangrik is om sy woord te ontvang. Nou wil ek iets sê van wat Jesus gesê het van sy woord. In Matteus 4 vers 4 sê hy, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Is daar een ding is in my lewe wat ek van bewus geword het en wat vir my belangrik is om die stem van die Here te hoor. En ek is die Vader ewig dankbaar om te verstaan dat die Here praat nog steeds vandag met ons. Hy het nie ophou praat nie. Hy het nog nooit ophou praat nie. So met ander woorde, dit is moontlik om die stem van die Here te hoor. Nou die mees basiese manier in my as 'n Christen se lewe wat die Here praat is deur sy woord. As jy vir my vandag sê ek hoor nie die Here praat nie, dan wil ek jou aanmoedig, maak tyd om hierdie woord te lees. En as jy hom lees, terwyl jy lees, gaan jy ervaar die Here praat met jou en hy gaan met jou spesifiek praat oor dit wat in jou lewe aan die gang is, oor jou eie lewe en al dit wat jou behoefte is om van die Here te hoor. Jy gaan dit in die woord kry. So dis die mees basiese manier waarop die Here met ons praat. So, dis die eerste ding wat hy sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord. From every word that proceeds from the mouth of God. Dan is daar die tweede vers wat ek net wil noem hierso, is Johannes 1 vers 14. Johannes 1 vers 14, ek gaan dit vir julle, dit gaan op die bord wees in die Amplified. Nou ons weet dat die begin van Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God en die woord was God. Dit het gedui op Jesus. Jesus is die woord. Luister na wat sê, ek gaan dit net in die Amplified lees. Hy sê, and the word, Christ, became flesh. Human, incarnate, and tabernacled, fixed his tent of flesh, lived a while, among us. He lived, and die woord het tussen ons kom woon. He lived among us. Jesus was die verpersoonliking van die woord. So as ek en jy na die lewe van Jesus kyk, dan sien ons die woord in aksie. Dit wat uit sy mond uitgegaan het, dit wat hy gedoen het, dis die woord. As ek en jy wil iets verstaan van die woord, gaan lees die lewe van Jesus, want hy is die woord wat vlees geword het. En hy gaan verder, dan sê hy so, and tabernacled among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten Son receives from his Father, full of grace, favor, loving kindness and truth. Nou wil ek iets daarmee saam vir julle sê, wat vir my belangrik is, so die woord het onder ons kom woon.
En ons, as jy na die evangelies lees, dan sien jy die woord in aksie. So dis belangrik om dit te onthou. So as jy graag Jesus wil sien, gaan lees die evangelies. Want as jy Jesus sien, dan sien jy die Vader, dan weet jy hoe dink die Vader, hoe opereer die Vader. Vir my een van die grootste openbaringe wat in my lewe plaasgevind het. Jy kry baie tradisie, het sekere dinge ingebring en vir ons sekere dinge van God gesê. Dis wat tradisie gedoen het. Maar, en baie mense, en dis vir ons baie maklik, om vir ons kindertjies te sê, ons bid vir liewe Jesus om iets te doen. En ons vra vir liewe Jesus, wat eintlik nie heeltemal reg is nie. Maar die rede daarom is, as jy van God praat, dan het jy 'n Ou Testament beeld van God, en wat hy gedoen het in die Ou Testament. Nou dit wat ons sien van die Vader in die Ou Testament, dit was so, en ek gaan nie nou daarop ingaan, hoekom dit so is, en daai beeld van hom nie. Maar as jy gaan lees in hierdie eindste hoofstuk, in vers 18, sê Jesus, hy het gekom, en miskien moet ek vir julle daai skrif lees, vers 18, want dit is vir my net wonderlik, en dis vers 18 in Johannes 1. Hy sê, no man has ever seen God at any time, the only unique Son, dis die Amplified wat het sê, or the only begotten God, who is in the bosom, in the intimate presence of the Father, he has declared him. Jesus het die Vader kom verklaar, as ek dit so kan stel. He has declared him, he has revealed him and brought him out where he can be seen. He has interpreted him and he has made him known. Jesus het gesê in Johannes 14, as julle vir my gesien het, het julle die Vader gesien. Dis een van die wonderlikste dinge vir my om te verstaan, wie is God die Vader? As jy wil weet wie God die Vader is, gaan kyk na Jesus, loop in sy voetspore, kyk hoe hy met mense gewerk het, kyk hoe hy gewerk het en wat hy vir mense gedoen het. Dit is God die Vader. Een van die grootste voorbeelde wat ek sien van die hart van die Vader, is die vrou wat in egbreek betrap is in Johannes hoofstuk 8. As jy gaan kyk daarna, in Johannes 8, hierdie ouens waar daai vrou gestenig het, en volgens die wet het hulle die reg gehad, en hulle het haar aangebring, en hulle het haar voor Jesus gesit en gesê, sy is in egbreek betrap, sy moet gestenig word. Nou wil ek hê, sien die prentjie. Dis eintlik God die Vader wat vir hierdie vrou wat egbreekster, as jy dit so wil noem, wat hier so staan voor haar. Want Jesus het namens vir die Vader, en die Vader het deur hom gewerk en hom geopenbaar. Wat sê Jesus? Hy sê, okay, een wat nie sonde het nie, gooi die eerste klip. En naderhand is daar niemand oor nie. Almal het so stilletjies verdwyn. Selfs die ouens wat daar gebring het. En Jesus sê vir haar, weet jy so, waar is jou veroordelaars? En hulle is weg. En weet jy wat sê Jesus vir haar? Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dit gee vir my 'n openbaring van die Vader. En dit is die woord in aksie. Hoe hy gewerk het met die vrou in Johannes 4, wat hy, die Samaritaanse vrou. As jy net gaan sien hoe hy met haar werk, dat hy praat met haar en sê, ja, die man wat jy nou by is ook nie jou man nie, jy is al 5 keer getroud. Maar weet julle wat se interessantheid, Jesus veroordeel haar nie.
Daai vrou se lewe word so geïmpakteer deur die liefde wat Jesus aan haar betoon het, die aanvaarding vir hierdie vrou, dat sy gaan terug dorp. So, sy gaan terug in die stad in, en sy sê, kom kyk, hier's iemand wat vir my alles vertel het wat ek gedoen het en aangevang het in my lewe. En die hele stad, gaan lees dit in Johannes 4, volg haar. Haar getuienis het die hele stad gekry om uit te kom na Jesus toe. En dis waar Jesus gesê het, kyk, die lande is wit van die oes. Toe daai klomp mense aangestroom kom. Maar julle sien, so dis vir my en vir jou belangrik om dit te verstaan. Nou hier praat hy van, en dit is vir my, hoekom hierdie gelykenis nog soveel belangriker is vir my. Want dit praat hier van die woord, en Jesus is die woord, wat lewendig geword het, wat vlees geword het. Nou, as jy na die Nuwe Testament toe gaan, 2 Korintiërs, hoofstuk 3. Hier word gepraat van Jesus, is die eniggebore seun. Hy is die eniggebore seun van God. Maar Jesus het na hierdie aarde toe gekom, om jou en my, God se seuns en dogters te maak. En waar hy die eniggebore seun was, het hy nou ewe skielik 'n klomp seuns en dogters. En die belangrikheid daarvan vir my, is dat ek en jy sal besef, daarom is dit belangrik vir my en vir jou, om te verstaan, dat ek is die draer van Jesus se beeld, as 'n weergebore Christen, ek is die draer van sy beeld op hierdie aarde. Ek en jy verteenwoordig hom. Daarom, ek lê 'n grondslag, dis wat ek besig is om te doen. Ek lê 'n grondslag, sodat ons kan verstaan hoe werk dit. Dat jy en ek verstaan, dat hy gekom het om sy beeld in my en in jou te dupliseer. Dis wat hy kom doen het. En dan sê hy hierso, as jy dit nou in daai lig sien, dan sê hy 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat die Gees is. Ons word verander, sodat ons net soos Jesus sal lyk. Hoe gebeur dit? Deur, soos in 'n spieël, as jy in die woord gaan lees, en jy begin te verstaan, as jy die woord lees, en jy begin te kyk, en veral as jy nou in die Nuwe Testament, in Paulus se geskrifte, sy epistels wat hy geskryf het, as jy dit sien, en begin kyk, dan begin jy te sien wat God in Christus teweeggebring het in my en in jou. En jy begin hierdie gedaante te sien en te verstaan, maar hoor hierso, dis wie ek is. Want die woord sê, ek is met Christus gekruisig. I am crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. So sy gedaante is in my. Dit is wie ek is in God se oë. Dis hoe God na my kyk, dis hoe God my sien, dis wie ek is. Dit gaan oor sy identiteit, my identiteit. My identiteit is die identiteit van Christus. Ek kan van myself nie minder dink. Hoe kan ek dit stel? Dis hoe God oor my dink. Dis hoe God na my kyk. Dis hoe God na my sien. Dis my identiteit. En die groot ding is om in daai identiteit te erken in ons lewens en bewus te word daarvan, want dit is wie jy is. Dit is wie jy is. En daarom is dit vir my belangrik dat ek en jy moet verstaan
wat die gelykenis van die saaiër sê. Dit gaan oor image. Dit gaan oor my image en jou image. Julle gaan dit sien as ek dit nou begin verduidelik vir julle. Want as jy nou verder gaan, dan die woord is gegee om ons innerlike beeld in ons lewens te produseer. Daai beeld, want dis die beeld wat ek en jy het. Die manier wat hierdie beeld 'n realiteit word in my lewe is deur te gaan kyk wat die woord sê en soos in 'n spieël te kyk wat Jesus teweeggebring het en myself te sien in Jesus. En wanneer ek na hom kyk, sê daardie gedeelte in 2 Korintiërs, when I look at his image in the mirror and I see in the word his image because he duplicated that image in me. Dis wie ek is. Daai beeld is in my gedupliseer en in jou gedupliseer. Dis wat die woord sê. Ek dink een van die dinge wat ek besef meer en meer is ons glo nie wat die woord sê nie. Ons glo dit nie, want die beeld wat ek en jy het van onsself baie keer is so erg, so verdraaid. Maar dis wat die bose wil teweegbring. Dit is een van die dinge wat ons moet verstaan. En jy gaan dit nou nog meer verstaan as jy na hierdie gelykenis kyk. Hy sê, die beeld van God is toe ons weergebore is daar die beeld in ons, die potensiaal om te wees en te lyk soos Jesus is in my en jou gevestig. Deur die wedergeboorte. Dis waarom die woord sê, beklee jou daarmee, trek dit aan, dink daaroor. Dis wat Efesiërs 4 vers 24, Ephesians 4 vers 24 sê dit. Beklee jou met daardie nuwe beeld. Dis wie jy nou is. Nou sê hy, en hier is nou belangrik, as jy na hierdie gelykenis gaan lees, nou is dit die verskillende plekke waar daar gesaai word. En nou verduidelik hy dit. Nee, ek is in Korintiërs, sorry. Markus 4, vers 14. The sower sows the word. Saaier saai die woord. Nou interpreteer Jesus hierdie gelykenis. En hy sê, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. En wat jy nou verder gaan sien in hierdie hoofstuk, waar daar gepraat word oor die verskillende soorte grond, is dit waaroor dit gaan. Die bose wil die woord steel uit jou lewe uit. Want die potensiaal van sy image is in my en jou. Sy beeld. Dis wie ek is. Maar hy sal kom en my laat dinge glo, en dis wat die tradisie doen. Nee, dit kan nie so wees nie. Dit kan nie so wees nie. Ek kan nie soos Jesus wees nie. Hoe is dit moontlik? Kyk hoe lewe ek. Ek is net 'n ou sondaar. As dit jou fokus is, gaan jy daar bly. Maar hy wil ons gedagtes vernuwe. Dat ons kan anderster lyk, dat ons kan begin sien wie ons is. Want die Vader het, hoe kan ek sê, sy doel met jou en my is om vrug te gaan dra. Nou het die bose gekom deur verskillende redeneringe en dinge van tradisie. Dan gaan lees ek Johannes 14 vers 12. Dan sê Jesus, vir die wat geglo het in my. As jy in my geglo het. As jy in my glo. Hoeveel van julle glo in Jesus? Steek vir my die hand op.
Hy sê die werke wat ek doen, sal jy ook doen. As jy glo in Jesus, kan jy die werke van Jesus doen. So wat gebeur nou? Nou kom die duiwel en dis wat gebeur. As iemand begin praat nou van jy kan die werke van Jesus doen, dan sê ek, wie is ek? Dan begin hy daai woord uit jou hart uit te steel, want jy's gevaarlik. As jy dit sien en dit verstaan, dan gaan jy die werke van Jesus begin doen. Maar jy sien, dis wat nou gebeur. Hy steel daai woord by jou. Want hy's agter die image aan. Hy wil nie hê die image moet in jou tot stand kom nie. Maar kom ek vat vir julle verder. Daar's verskillende images, as jy dit nou so wil doen. In die eerste plek is dit my identiteit. Tweedens is geregtigheid. Ja, maar jy's 'n sondaar. Jy's 'n sondaar. Jy kan nie, hoe kan jy sê jy's die geregtigheid van God in Christus Jesus? Dis wat die woord sê. Soos ek lank genoeg na daai image sit en kyk, dan gaan ek begin nader en sê, hey, die woord sê ek is die geregtigheid van God in Christus. Wag 'n bietjie. Ek is die geregtigheid van God in Christus. Ek is die geregtigheid van God in Christus. Nou begin ek dit te kyk. En ek begin dit te sien. En dit begin my lewe te beïnvloed. Ek begin anderster oor myself te dink. Ek dink nie meer oor myself nie. Nico in die disipelskap praat hiervan. Dink nie meer oor myself. Nou as iemand nou vir my sê, met ander woorde, jy sê ons doen nie sonde. Dis nie wat ek sê nie. Die woord van die Here sê in 1 Johannes hoofstuk 1 Johannes 1 vers 8 en 10 sê, as jy sê jy doen nie sonde nie, is jy 'n leienaar. Jy doen nog sonde. Maar die woord van die Here sê, die bloed van Jesus reinig my van al die sondes en hou my reinig en reinig my en reinig my en reinig my. Ek hoef nie stil te staan by die sonde nie. Ek hoef nie myself te sien as 'n sondaar nie, want ek is nie meer 'n sondaar nie. Dis die woord so terloops. Gaan lees Romeine 5. Ja, waar in Romeine 5? Lees die hele Romeine 5. Dit is jou uiters goed doen. En dan, as jy nou wil regtig vashak, dan lees jy tot by vers 17. Want by vers 17 sê hy, ons het die oorvloed van genade ontvang en die gawe van die geregtigheid. En hy sê, hy het ons geregverdig deur sy bloed. Toe ons nog sondaars was, het hy ons geregverdig. Hy verklaar ons regverdig. So ek is besig om, soos ek sê, 'n basis te lê, en ek gaan nie baie ver kom nie. Maar ek wil hierdie goed so in julle gedagtes kry so lank. Nou, dis eintlik waar ek gaan klaarmaak vandag. Nommer 1, het ons gelees van die pad. En ek het vir julle gesê, dis hoe Satan kom. Ek wil amper sê, en baie van ons het ons belief systems. In die afgelope tyd praat ek baie van, ek word baie bewus van my eie belief system, dit wat jy glo. Dit wat jy glo omtrent jouself. Dit wat jy glo, wat gesê word. Dit wat tradisie vir jou geleer het. Dis hoe dit werk. Dis jou belief system. As ons by genesing kom, wil ek nie eens praat nie. Nie eens praat nie. Nou, die een manier is, ons sien nou die pad. Dit val nie eers in ons hart nie. Daarom is dit vir my en vir jou belangrik om vir ons familie en vir ons kinders te bid. En vir ons ouers te bid. Want ek kan, deur my gebede, maak ek die grond sag. Sodat wanneer daar die waarheid, die woord daarin, die saad daarin val, dan begin hy vrugte dra. Maar as my hart hard is en ek is verblind, wat gebeur? Ek sien dit nie. Gaan vir my verby.
Daar's nog 5 ander maniere waarop die duiwel die woord steel. Nommer 1, nommer 2, verdrukking. As jy gaan in vers 17 gaan lees, Markus 4 vers 17, praat hy sê, deur verdrukking en vervolging. So deur verdrukking en vervolging, steel hy die saad uit ons harte uit. Ek sal dit verduidelik volgende keer. Dis eintlik oor daai versie wat ek vandag wou gepraat het. As jy nou hoofstuk 4 toe gaan, aan 'n manier, sorge van die wêreld. Sorge van die wêreld. Jy worry. En jy worry. En jy worry. En jy worry en jy worry en jy worry. En al wat dit vir jou teweeg bring is meer worry. Want nou is nie meer hierdie worry nie, nou kom dit, omdat ek daar worry, nou word hierheen ook 'n realiteit, nou worry ek hier, en dan worry ek daar, en dan die sorge van die wêreld. Broers en susters, daar sorge in hierdie wêreld. So 'n ou liedjie gesing. Why worry? When you can pray, trust Jesus, He'll make a way. Volgende ene, verleiding van die rykdom. Daar's 'n verleiding in rykdom. Daar's 'n verleiding om geld te hê. Dis 'n verleiding. As jy nie verstaan waaroor gaan dit nie, dan word jy maklik verlei. Dan kan dit kan 'n fokus word en dit kan 'n begeerte word in jou lewe. En as jy nie verstaan hoe werk dit nie, dan kan rykdom moeilikheid in jou lewe bring. Dit kan jou wegvat van die Here af. En dan die 4de een is die begeerlikheid in verband met ander dinge. Craving and passionate desire for other things. Craving and passionate desire. Want as dit lekker is, kom ons doen dit. Jy sien, dis die maniere waarop die bose die woord uit jou lewe uitsteel. Want hy praat van daai 3 dinge, van die laaste 3 dinge wat ek genoem het. Hy sê, dit verstik die woord in jou lewe. Dit verstik die woord. Dit verstik die woord. Julle sien, daar is so baie goed wat deur my gedagtes gaan, so. Maar ek gaan by volgende geleentheid met julle praat, want dit is vir my so belangrik, dat ons hier die beginsel sal verstaan. En dan sal ek die volgende keer ook vir julle sê, maar hoe werk dit? Want dit gaan eintlik oor wie jy is, jou identiteit. Dit gaan ook oor God se voorsiening. Daar moet 'n image gebou word in my en in jou. Want ek moet verstaan hoe God werk, hoe God se voorsiening werk. How does God's provision work? En ek moet daai provision, daai image moet in my gebou word. En dis wat die woord doen. Die woord van die Here kan daai image bou. Ek het reeds gesê van geregtigheid. 'n Ander aspek daarvan is beloftes en profetiese woorde. En julle sal dit in die besonder verstaan as ons by vers 17 kom, waar hy sê deur verdrukking en vervolging ter wille van die woord. Verdrukking en vervolging ter wille van die woord. So met ander woorde, jy kry 'n profetiese woord. Ek gee net vir julle so vinnig ietsie. Jy kry 'n profetiese woord, die Here sê, die Here gaan vir jou onderneem, en dan is dit verby, die naweek is verby, wat Andries van Heden hier was, en hy het oor jou geprofeteer, en al hierdie wonderlike dinge geprofeteer, en die volgende oomblik breek alle hel los. En dit wat gesê word,
die yskas breek, die wasmasjien breek, my kar breek, my alles breek, dan sê hy, nee wat, Andries van Heerden is 'n leienaar. Maar die woord van die Here sê, as verdrukking en vervolging, hy kom met verdrukking en vervolging, kom die bose, om daai woord uit jou hart uit te steel. Want die potensiaal is daar die woord groei. Raai wat gaan gebeur? Vroet, vrug. Want die Here gaan vir jou iets doen, en dit gaan 'n vrug dra in jou lewe, en ander mense gaan daardeur geseën word, omdat jy die woord gevat het, en vasgehou het. En nou sê almal, amen. Ek sou so graag vir julle verder wil gaan, maar ek het 'n goeie grondslag vir jou gelê, dat jy kan begin kyk daarna. Want dit gaan oor 'n image wat die Here in jou en my wil bou. En die bose is agter daai image aan. Hy's agter daai beeld. Hy's agter hom aan. Hy's agter hom aan. Hy wil hom steel terwyl hy 'n klein plantjie is. Mense, ek weet nou net opbou. Kom. Vader, ons dankie vir u woord. En ons het ons harte oopgemaak, en Here, selfs in hierdie week, Here, hierdie goed wat ons oor praat, weet ek is die Heilige Gees wat dit vir ons oopbreek. So Here, ek dank U dat selfs in hierdie week, wanneer ons hierdie skrifte gaan lees en hierdie gelykenis gaan lees, gaan ons dinge sien wat selfs ons vandag nie eers van gehoor het nie. En dis hoe U is. Dis waarvoor U die Heilige Gees vir ons gegee het, om ons in die waarheid, volle waarheid in te lei. En ons loof en prys U. Ek loof U nie. Terwyl ons hoofde gebuig is, waar alles begin in ons geestelike lewens, is deur 'n verhouding te hê met God die Vader en Jesus en die Heilige Gees. Dis waar dit begin, om 'n kind van God te word. So ek wil vandag vir enige iemand wat hier is, die geleentheid gee. As jy nog nooit die Here aangeneem het, jy nog nooit Jesus aangeneem het, jy nie die sekerheid het dat jy 'n kind van God is nie, dan wil ek jou die geleentheid gee. Ek wil jou help om daardie sekerheid in jou hart te hê dat jy 'n kind van God is. Hoe doen ek dit? Ek gaan jou lei in 'n gebed, en ek gaan jou uitnooi om hierdie gebed agter my aan te bid. 'n Baie eenvoudige gebed. Baseer op Romeine 10 vers 9 en 10. Hier is die gebed. Sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. Ek dank U vandag, en ek glo dit, dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het, en dat Jesus lewe. Vandag verklaar ek dat Jesus Christus my Here is. Hy sê hierso, how God anointed and consecrated Jesus of Nazareth. Dis Handelinge 10 vers 38. How God anointed and consecrated Jesus of Nazareth. Dis in die hele storie oor Cornelius, wat Petrus die evangelie gaan verkondig het. En hy sê, God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit, and with strength and ability and power. How He went about doing good, and in particular, curing, and yes, all who were harassed and oppressed by the power of the devil. For God was with Him. For God was with Him. So, dis die woord van die Here, wat ek vir julle wil lees saam met die nagmaal. Wanneer ons die nagmaal ontvang, die nagmaal is nie net 'n ritueel nie. Dis
die lewe van Christus is in die nagmaal. Wanneer ons die liggaam van Christus ontvang, wanneer ons sy bloed ontvang, there's power in communion. En dit gaan oor my geloof. So wanneer ek dit ontvang ek alles wat Jesus teweeggebring het. Die feit dat hy gesê het, dis my liggaam. En dis een van die studies wat jy moet maak, is om te sien wat Jesus met sy liggaam gedoen het. Met sy liggaam, sê die woord, het hy die houe op sy rug gevat. Deur sy wonde is daar vir ons genesing, dis sy liggaam. Die woord van die Here sê in Galasiërs 3 vers 13, hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus het aan die hout gehang, hy het die vloek geword. So wanneer ek en jy nagmaal ontvang, dis wat ek ontvang, vryheid, die vloek is in my lewe gebreek, deur dit wat ek ontvang. Dis waarom ek dit doen met geloof. Ek is genees deur die wonde van Jesus. So ek wil vir julle uitnooi vanoggend, ons gebruik saam nagmaal. Wanneer jy ons die nagmaal gebruik, onthou dit wat ek vir u gesê het. Dis nie net 'n ritueel nie. Jy ontvang deur die geloof dit wat Jesus vir jou gedoen het. So ek wil vir julle uitnooi om julle self te kom help. Hier is ons bekertjies en dan die broodjies. Kom help julle self en dan gaan ons almal saam nagmaal gebruik. Ek kan net vorentoe kom. Ek wil jou vra om noem dit nou maar die wafer, maar om die liggaam van Christus te neem vanoggend en te sê, Jesus, ek ontvang vandag u gebroke liggaam wat vir my gebreek is en alles wat daarmee gepaard gaan. In Jesus' naam. I receive your body today and everything that goes along with that you did for me through your body. I receive it. Ontvang dit vandag in die naam van Jesus. Ek ontvang vandag die bloed van Jesus wat my skoon gewas het van al my sonde en ongeregtigheid. I receive your blood, Jesus, today that has cleansed me from all sin and unrighteousness. En dis deur hierdie bloed wat ek 'n lewende verbond het met God die Vader. Through this blood, the blood of Jesus, I am in a covenant with Almighty God. Ontvang dit vandag. Nou gaan ek doen wat die woord sê. Say to Aaron, my ander naam is Aaron, and his sons, this is the way you shall bless the Israelites. Ons is geseën omdat ons in Christus is. So, as seuns en dogters van God, sê ek vandag vir julle, the Lord bless you and watch God and keep you.
The Lord make his face to shine upon you and enlighten you, and is gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace. Gaan in daardie vrede van die Here vandag. In Jesus naam. En almal sê, Amen. So sal dit wees. En as jy behoefte het vanoggend om voor gebid te word, kom gerus vorentoe asseblief. Ons hier sal iemand wees wat jou bedien.